Geloof het te doen met die dinge wat nie altyd of dalk nooit wetenskaplik bewys kan word nie. Kyk, die wetenskap hou hom besig met bewysbare feite wat ondersoek kan word. Geloof is om op God se woord te vertrou, om hom op sy woord te neem, sonder dat jy wetenskaplike feite hoef te hê. Ja, ons het dikwels natuurlik die getuienis van mense se ervarings met God wat vir ons kan versterk in ons geloof. Ons kan ook self getuig van hoe God ons gebede verhoor het, of hoe dat profetiese woorde oor ons waar geword het. Maar ons het geen wetenskaplike bewyse van God se bestaan en nog minder dat hy ons oneindig liefhet nie. Ons het geen foto's van God nie. Die kinderbybelse prentjies is maar net menslike voorstellings. Ons kan alleen maar glo terwyl ons sy liefde ervaar en dat ons dan kan getuig daarvan dat dit wat ek ervaar is God se liefde en sy teenwoordigheid in my lewe, al kan ek dit nie vir jou op ekstraalplate of sonars wys nie. En dikwels moet ek en jy dan ook kan bly glo, selfs al tref haglike omstandighede en verskriklike krisisse ons lewe. Maar die wonderlike waarheid van die Bybel is dat die Heilige Gees self geloof in my hart kan kom aan die brand steek. Hy kan dit kom opwek. In 1 Korintiërs 12 vers 3 lees ek: Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees wat dit vir jou gee om dit te kan sê, te kan bely. In Romeine 8 vers 14 lees ons ook: Julle het die Gees, dis die Heilige Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak. En dit laat ons uitroep tot hom Abba, wat vader of papa beteken. In die geloof kan ons uitroep na hierdie God wat ons nie met ons oë kan sien nie. Efesiërs 2 vers 8 sê ook, want geloof is 'n geskenk, dis 'n gawe van God. Geloof is dan beslis nie iets wat ek kan opwek in my, of wat ek vir jare lank aan die gang kan hou in my nie. Die Heilige Gees is die een wat geloof in my menslike hart kom aansteek. Selfs wanneer ek swak is, wanneer ek onseker is, of wanneer ek al wankelend en worstelend lewe en voel. En glo my, op jou lewenspad sal daar altyd dinge gebeur wat vir jou in die bestaan van God en in die bestaan van 'n liefdevolle, omgee God kan laat twyfel. Selfs die toegewydste mense in die geskiedenis ook gaan deur seisoene van onsekerheid en twyfel. Maar die Heilige Gees self laat ontvlam dan dikwels weer nuwe vertroue wanneer ek en jy moedeloos raak, wanneer ons net wil oorgee. Baie mense dink natuurlik 'n sterk geloof beteken om nooit swak te wees, om altyd positief te bly, nooit te twyfel nie. En tog sien ons dikwels hoe geloof eintlik lyk wanneer swak mense, neergeslaane mense, enduit op God kan bly vertrou. Selfs al kla hulle en vra hulle ook vra. Die Pinkstergees, die Heilige Gees van Pinkster, help vir my en vir jou om te glo wanneer my eie krag gone is, opraak. Hy help vir my om vir Jesus ook te sien as 'n werklikheid, nie net as 'n prentjie met mooi blonde hare en blou oë uit die kinderbybel nie, want dit is 'n vals prentjie, maar dat ek hom sien as die onsigbare, lewende Here God in my lewe.
Miskien voel jou geloof soms klein. Miskien voel jou geloof na niks partykeer. Moet dan nie moed verloor nie. Selfs die kleinste ou saaitjie en vlammetjie van geloof kan deur die Heilige Gees weer opgeblaas, aangeblaas word. Die 4 tonge wat in Pinkstertyd, die eerste Pinksterdag, op mense kom land het in hulle harte, het die geloof in hulle harte kom aansteek. En dit is 'n ewige, onuitblusbare vlam. Dit moet ek persoonlik getuig, is die enigste manier hoe ek persoonlik deur my hele lewe van my bekering in standaard 9 dae eenkant op 'n berg waar ek alleen gesit het, dwars deur my res van my skoollewe, deur my diensplig en my oorlogjare, deur my jare van studies, deur al die slaggate wat ek in my bediening beleef het en veroorsaak het, ook in my persoonlike lewe, deur dit alles, en ook deur die jare wat aanstap en die ouderdom 'n bietjie inbring, kan ek vandag nog steeds bly glo, onuitblusbaar in my. Selfs al is daar 'n tekort aan wetenskaplike bewyse en selfs wil ek soms bewyse sien, maar ek kan nog steeds bly glo, ek persoonlik, in God se liefde vir my, want die 4 tong van die Heilige Gees, wat daar op die berg, dit was nie eens in Pinkstertyd, dit was met 'n skoolverlaterskamp, wat daar op die berg in standaard 9 op my hart kom sit het, hou deur al hierdie jare, die geloof wat ek daar ontvang het, nog steeds brandend in my hart. En ek kan vertrou dat daardie vlam ook sal bly brand op my sterfbed, wanneer dit ook mag kom. En dit alles, sê die Bybel, is suiwer God se genade. Ek kan nie aanhou glo nie, maar God bly lewend in my. Gaan maak jy dan nou vandag in gebed, eenkant, in afsondering, jou hart ook oop vir die 4 tonge van gister. Ja, asseblief, gaan na 'n stil plek waar jy jou kan afsonder en in gebed eenkant kan gaan sit. En moet dan nie daar opstaan voordat jy 'n persoonlike ervaring met die Heilige Gees het nie. Sodat die Gees dan opnuut of dalk vir die eerste keer regtig jou geloof, die vlammetjie kan kom aansteek, sodat hy dit ook brandend in jou lewe kan hou. Elke tree deur jou lewe, hoe jou lewe ook al uitgedraai het tot nou toe, en hoe hy ook nog gaan uitdraai in die tyd wat jy nog hier op aarde gaan wees. Sodat die Gees van Pinkster, die Heilige Gees van Pinkster, jou dan gelowig kan maak, en jou gelowig kan hou, en jou tree vir tree in jou lewe kan voorberei vir die ewige lewe saam met God. Slegs op daai manier kan ek en jy eintlik bly glo. En as ons sterf, kan ons, soos die mense in die ou vertaling gesê, dan kan ons geloof ook in aanskoue oorgaan.